oop by Galasiërs hoofstuk 3, 'n kritiese komponent van ons wandel saam met die Here, om te verstaan die verhouding tussen die wet en die genade. Nou as jy die Bybel sal lees van Genesis af, sal dit jou nie lank vat om by die wet uit te kom nie. Jy gaan lees selfs in Genesis al 'n paar goed te lees, dan sal jy sien, nee, maar voor die vloed het hy vir hulle gesê, hulle mag nie vleis eet nie, en dan na die vloed, dan sê hy, nee, dis sharp, God het gesê, jy mag nou vleis eet. Jy gaan in Levitikus kom, en jy gaan snaakse goed te lees, jy mag nie skeer nie, so Eben, jy so right, maar die res, ek weet nou nie. Jy mag nie klere dra wat van 2 tipes materiaal gemaak is nie, en so aan en so meer. En dan los dit baie keer 'n paar vrae in ons hart. Hoekom is daar sekere goed wat ons doen en ander goed wat ons nie doen nie? Dit gebeur dan ook so, dat baie keer is mense wat genuine lief is vir die Here en besig is met sy woord, kom hulle af op mense en op leerstellings wat genoem word Hebrew roots. Een van julle dalk al gehoor van die Hebrew roots. Weet julle waarvan ek praat? Sê ek het so op jou hand, dat ek het sien of het jy al ooit daarvan gehoor. Ok, daar is dan so 1 of 2. En as hulle hierdie leerstellings ons wil terugvat na die wet toe, en hulle doen moeite om die feeste en die wet en die Sabbat en die besnydenis aan te hang, en meeste van die tyd kom dit uit 'n baie mooi plek uit. Meeste van die tyd kom dit uit 'n baie opregte plek uit. Hierdie is gewoonlik mense wat baie lief is vir die Here. Maar beide in my seisoen in Appington, en sowel as my seisoen in Standerton, het ek dit ervaar, hoe mense wat eens baie getrou was, lief vir die Here, deel van die liggaam, een kant gesit geword het van wie hierdie leerstelling. En so ek wil as herder 'n waarskuwingskreet uitroep oor die gemeente vanoggend. Ek wil vir jou sê, luister asseblief baie mooi. Neem hierdie skuld op en beskerm asseblief jou hart teen hierdie leerstellings. Dis nie die eerste keer wat die kerk hiermee gekonfronteer word nie. In Galasiërs gebeur dit so, dat Paulus gaan en hy verkondig die evangelie in krag, en hulle sien al hierdie wonders in Galasië. En dan, as Paulus gaan, dan kom na hom ouens wat sê, ja, dis reg, julle kan Jesus volg, dis reg, die kruis is daar vir julle redding, maar julle moet tog onthou om die Sabbat te onderhou, julle moet tog onthou om die feeste te onderhou, julle moet tog onthou om die voedselwette te onderhou, en so meer. En dan skryf Paulus hierdie brief van Galasiërs primêr om hierdie saak reg te stel, en so ek wil jou uitnooi, lees asseblief van Galasiërs 1 tot 6. As hierdie enigstens naby aan jou is, of naby jy, gaan lees, dis baie duidelik, maar ek hoop om jou so goed as wat ek kan in 'n oggenddiens toe te rus. So lees asseblief saam Galasiërs 3 vanaf vers 19. Wat beteken die wet dan? Dit is bygevoeg weens die oortredinge, sodat die saad aan wie die beloftes gedoen is, sou kom. En dit is deur enkele beskik, deur tussenkoms van 'n middelaar. Dit is nog so 'n bietjie die mekaar, bly by my, jy gaan nou hoor. En die middelaar is nie net vir een nie, maar God is een. Is die wet dan teen die beloftes van God? Antwoord stellig nee. Want as daar 'n wet gegee was wat krag gehad het, en hierdie is die belangrikste deel, wat krag gehad het om lewend te maak, dan sou die geregtigheid werklik deur die wet gewees het. Maar die skrif het alles ingesluit onder die sonde, sodat die belofte uit die geloof in Jesus Christus aan die gelowige gegee kon word. Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word. Die wet was dus 'n tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. Maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder die tugmeester nie. Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Want julle het almal in Christus, want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus
beklee. Bly net by my, ons gaan die dinge so deurwerk soos wat ons gaan. In die eerste plek dink ek dis belangrik om te verstaan, so wat is die wet? In Johannes 17 sê vir ons baie duidelik wat is die wet. Is want die wet is deur Moses gegee, en die genade, en die waarheid deur die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom, is Johannes 1 vers 17. Die wet is deur Moses gegee. So daar moet by jou geen twyfel wees, wanneer die Bybel praat van die wet waarvan hy praat nie. Hy praat van die wet van Moses. Nou jy het net nodig om ook iets te verstaan van hoe hierdie wet ontstaan het en hoe hy geskryf is. So die wet het sy oorsprong, sy begin op die berg Sinaï met die 10 gebooie, waar Moses by God ontvang 10 gebooie, 10 reëls, waar volgens die Israeliete behoort te leef. Uit dit uit het daar 'n klomp ander wette gekom, soos wat Israel weer 'n volk op hulle eie geword het. So Israel was in ballingskap gewees in Egipte, hulle was nie 'n regte volk op hulle eie, hulle het nie hulle eie keuses gemaak nie, hulle was slawe. Toe hulle weer hulle eie volk word, toe maak hulle ook hierdie wette, maar hierdie is 'n belangrike aspek wat jy moet verstaan, is dat die Jode het geweldig gevrees, geweldig, dat hulle miskien dalkies ietsie sou doen, wat teen God se wet is. En toe gaan die Jode, en Paulus verwys later na dit as mensgemaakte gebooie en Joodse fabels. Maar hulle gaan en hulle span soos 'n soort van 'n heining om hierdie wette en maak nog klomp reëls, en die doel van hierdie reëls is om seker te maak ons breek nie hierdie reëls nie. En hulle het hierdie net alweier en alweier en alweier. En ek gaan net vir jou een voorbeeld gee. Deel van die 10 gebooie is, jy moet die Sabbatdag eer. Jy moet 'n Sabbatsrus hê. God het dit ingestel in Genesis. Kan julle onthou? Hy het die mens gemaak, dag nommer hoeveel? 6, good job. Dag nommer 6 maak hy die mens, dag nommer hoeveel is die rusdag? Julle is nou mooi geleer, nou kan ek kan amper terugstaan. Ons werk nie om te rus nie, ons rus om te werk. As jy dit verkeerd kry, gaan jy jou lewe lank moeg wees, altyd frustreerd en oneffektief. Rus, sodat jy kan werk. Dag 1 is rus, daarna, wat se dag was dit gewees, weet jy? Op wat se dag was die 7de dag? 'n Sondag? 'n Saterdag? Hoekom? Hoekom kan dit nie 'n Maandag wees nie? Hoekom nie 'n Dinsdag nie? So die kalender wat ek en jy gebruik, kom uit die Babyloniese tyd uit, duisende jare na Genesis. Die feit dat 'n week 7 dae het, kom uit die Galdeërs uit. Ons gebruik die Galdeëse kalender. Ek gaan nou nie te diep. Ek wil hê jy moet die konsep snap. Daar's 'n gebod, eer die Sabbat. Nou kom die Jode en hulle span iets daarom. Hulle sê nee, die Sabbat is van 'n Vrydag aand 6uur tot 'n Saterdag aand 6uur. Dis die Joodse manier. Dis hulle manier om te keer dat jy nie dalk die Sabbat mis nie. Nie alleen dit nie, sê hulle ook, jy mag nie ploeg nie. Dis 'n wet. Want onthou nou die boere het geplant, jy's nou met my. Maar nou gaan hulle verder, nou sê hulle, maar ploeg is ook enigstens 'n streepie in die grond. Kan jy sien hoe span hulle die wet nou bietjie weier? Daarom mag jy nie eers uit jou huis uitgaan nie, want sou jy miskien uit jou huis uitgaan en jou voet sleep op die grond, sal jy ploeg. As jy ploeg, het jy moeilikheid. En al wat God gesê het, is eer die Sabbat. Wanneer ons praat van die wet, het ek nodig dat jy verstaan, dit sluit in die wet van Moses, maar veral hierdie heininge wat die Jode gebruik het om die wet te beskerm. Hoor mooi wat sê in Kolossense 2 vers 8. Hy sê pas op dat niemand julle as byt wegvoer deur die wyse begeertes en nietige misleiding nie, volgens, hoor mooi, die oorlewering van die mense, en dan hierdie is baie belangrik, die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Ek wil hê jy moet mooi hoor, dat daar is wysbegeerte
nietige misleidings. En hierdie goed is oorlewerings van mense. En waar kom hierdie oorlewerings van mense vandaan? Volgens die eerste beginsels. Hierdie eerste beginsels waarvan hy praat, sluit ook die wet in. Nou, is baie belangrik. Hy sê, dis nie volgens Christus nie. Wat beteken, dat daar is 'n plek, waar die wet, homself nie meer belyn het met God en sy plan, wat Christus insluit nie. Dis belangrik om te weet. Ons kan nie, soos die Hindoes redeneer, en sê, wel, ek gaan nou maar alles doen, dan is ek veilig nie. Dit is hoe die Hindoes redeneer. Hulle sê, gooi maar net vir Jesus tussenin, so sal al ons ander gode aanbid, en ons sal 'n bietjie vir Jesus ook aanbid, en dan is ons sharp. Daar kom 'n plek, waar die wet homself nie meer belyn met Christus nie, en daardie is 'n plek waarvoor ek en jy versigtig voor moet wees. Nou, dit sal onmoontlik wees om die hele wet in 'n Sondagoggend te praat, daar's net te veel nuances, ek wil net 4 goed uitlig. Die wet primêr, besnydenis, die feeste, daar's 7 Joodse feeste, die Sabbat en die voedselwette. Ons onderhou nie meer die besnydenis nie die feeste nie die Sabbat nie, en ook nie die voedselwette nie. Ons onderhou dit nie meer nie. Die vraag is, mag ons dit vier? Met ander woorde, mag ek die mooi daarin sien? Mag ek die waarde daarvan sien? En natuurlik is die antwoord ja, want daar is mooi, daar is waarde om daarin te sien. Maar verstaan baie mooi dat, veral wanneer dit kom by die feeste, dit al tot 'n groot mate vervul is, en dit mag moontlik profeties wys na nog iets vorentoe. Maar ek kan byvoorbeeld nie die fees van die trompette vier nie. Hoekom nie? Want die fees van die trompette sê, ons wag op die koms van die Messias. Die eerste koms van die Messias. Jy kan nou op 'n geestelike vlak dit van toepassing maak op sy tweede koms, maar die Jode vier die trompetefees, hulle verwag as die trompette blaas, dat die Messias gaan kom vir die eerste keer. En daarom kan ek nie hierdie fees vier, en terselfdertyd sê, maar Jesus het gekom nie. Ek gaan moet kies. Daar is 'n plek waar die oorlewering van die mense, hierdie heining wat hulle gespan het, nie meer in lyn is met Christus nie, en dit is een van die plekke. Ek kan nie in lyn met die Joodse tradisie op die Joodse manier 'n Joodse fees vier wat wag vir die Messias om te kom nie, want die Jode glo Jesus het nog nie gekom nie. Hulle wag nog vir die Messias se eerste koms, daarom vier hulle die fees. Is julle by my? Nou kom ons kom met by die lekker deel. Verstaan mooi, wanneer dit by hierdie wette kom, die wette van Moses, is dit eerste beginsels gewees, wat nie meer van toepassing is op my en op jou nie. Galasiërs 6 verduidelik dat daar is nou 'n wet, en Paulus is die eerste een wat hiervan praat, hy praat anderster van die wet. Hy praat van die wet van Christus. Ek en jy, liewe kind van God, na die kruis, staan ons nou nie meer onder die wet van Moses nie, maar onder die wet van Christus. Man, en dis vry onder die wet van Christus. Dis 'n voorreg en dis 'n vreugde. Ek hoef nie meer te presteer nie. Nee, ek wandel saam. Maar hoe doen ek dit? Hoe vervul ek die wet van Christus? Volgens Galasiërs 6:2 sê hy dit. Hy sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Jy sien, die wet van Christus gaan nie oor kleredrag en oor kos en oor tye en datums en feeste nie. Die wet van Christus gaan oor iets dieper, iets meer, iets waaroor Jesus die hele liewe tyd hierdie fariseërs konfronteer. Wanneer Jesus vir hulle sê, luister hier, julle maak die buitekant blink, maar binnekant is dit vrot. Hy noem hulle wit gewaste grafte. Hoekom? Want 'n wit graf is veronderstel om te praat van dit wat mooi en reg en rein is. Maar daar binne is daar dooie beenderre. En so daarom kom Christus en hy sê, wow,
Wow! Julle mis die punt, want julle fokus op die letter, maar julle dra nie mekaar se laste nie. Ek wil vanoggend vir jou staan en vir jou sê, as jy in opregtheid Jesus wil dien, want dit is die meeste van die tyd, die ouens wat ingetrek word met hierdie Hebrew roots goed, is die opregste mense wat ek ken. Hulle is lief vir die Here, ek kan dit sien. Ek kan sien, dis 'n diep begeerte om God te verheerlik. Wil jy graag hom verheerlik? Dra mekaar se laste. Lê jou lewe neer vir die ou langs jou. Moenie probeer om die wet te onderhou nie. Jesus sê so in Matteus 11, wanneer hy met my en jou praat, hy sê, neem my juk op julle en leer van my. Dis 'n ander manier om uit te druk die wet van Christus. Hy sê, want ek is sagmoedig en ek is nederig van hart. En julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is saag en my las is lig. En ons verstaan dit nie noodwendig. Ons verstaan dit nie noodwendig vandag nie. Maar in die tyd van Jesus was daar wat ons sou noem rabbies. Rabbies, manne van God. Leermeesters. Maar elke rabbi het ook sy eie interpretasie gehad rondom sekere skrifgedeeltes. Die leer van daardie rabbi, hoe hy daardie skrif geïnterpreteer het, was die rabbi se juk genoem. En so wat Jesus vir my en vir jou sê is, kom leer hier by my. Wil jy weet wat dit is? En wat het hy ons geleer? Wat is die gebooie van Jesus? Sê my asseblief, julle weet, wat is die? Ja, die Here jou God lief hê met jou hele hart, julle sê. En naaste, dis die 2 gebooie, sê om hierdie 2 hang al die wet en die profete. Nou hierdie is baie belangrik. Dis nogals belangrik dat ek en jy verstaan wat het die wet en die profete geleer. Dis nogals belangrik. Moet asseblief nie die Ou Testament uit jou Bybel uithaal nie. Groot asseblief nie, hy is baie, baie, baie belangrik. Hoekom? Want hy help jou verstaan hoe belangrik is die kruis. As jy nie weet hoe skuldig jy is nie, hoe kan jy waardering hê vir jou onskuld? As jy nie weet waarvan jy aangekla word nie, hoe kan jy waardering hê vir die feit dat jy losgekoop is? As jy nie weet hoe swaar en hoe moeilik dit sou wees sonder die kruis nie, hoe kan ek en jy regtig geliefde en 'n waardering hê vir die kruis? Die Ou Testament is krities belangrik. Ons leer daar. Maar Jesus se las, Jesus se juk, sy las is lig en sy juk is sag. Hoekom? Want nou vra hy nie meer van my om voedselwette te onderhou en om een dag hoër te ag as die ander. Weet jy wat was die eina gewees? Die eina het hierin gekom dat ek die hele liewe tyd 'n offertjie moes bring vir iets. Jy sien, tydens die feeste het ons offers gebring. En dan het baie mense wat baie arm is, het nie geld gehad om die offer te bring nie. En weet jy wat het die fariseërs dan geleer? Sorry, maar jy is skuldig. Can you imagine? Kan jy imagine hoe dit moet voel om in 'n toestand te vertoef, verwyder van God, omdat die mense wat jy moet leer, vir jou leer, sê sorry, maar totdat jy nie daai duifie kan koop om daai offer te bring, is jy verwyder van God en jammer om te hoor nie. Die fight tussen die Samaritane en die Fariseërs lê daarin dat die Fariseërs het gesê die enigste offers wat tel is die offers wat by die tempel gebring word. En in opstand het hulle gerebelleer en gesê ons sal vir God 'n offer op die berg bring. En daar clash 2 van dieselfde nasie supposed to be. En daar's 'n paar ander goed ook gewees wat gebeur het, maar dis die bottom line. Jesus nooi my en jou uit om vrylik te kan aanbid.
En Johannes 5 leer my en jou die wet van Christus, want dit is die liefde tot God. As ons sy gebooie, en ek het moeite gedoen, as ons sy entolei, sy 2 gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie, want alles wat uit God gebore is, nou hier is die verskil, en nou begin draai ons, alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. Is daar iets in jou lewe wat jy wil oorwin? Ek sê vir jou, die geheim lê daarin, dat jy uit God gebore word. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Want dis so ek wedergebore word. Ek word wedergebore deur te erken met my mond en te glo met my hart, dat my dade my nooit in die hemel sal kry nie. Ek maak staat op Jesus as my verlosser en saligmaker. Ek sit my geloof in hom, dat die werk van die kruis genoeg sal wees, die dag wanneer ek voor die regter moet staan. Dis wat dit is my geloof. Maar ek wil hê jy moet oplet, ek wil hê jy moet iets raak sien. Wanneer dit kom by die wet van Moses, is dit alles eksterne reëls in 'n poging om interne gedrag te vorm. Wanneer dit kom by die wet van Christus, is dit alles intern, 'n geboorte, 'n wedergeboorte, 'n aanraking van sy gees, wat manifesteer in iets buitekant toe. Nou begin ons vrug dra buitekant toe. Ek word nie as gevolg van die vrug verplig om iets te voel nie. Ek voel iets. Ek ervaar iets in my binneste. En omdat iets hier binne gebeur het, is ek wie ek is. Ek leef onder die wet van Christus, van binne af buite toe. Ek wil graag hê hierdie moet vir jou baie sin maak. Ek wil graag hê dat jy dit sal opneem soos 'n skuld. Dat as enige iemand ooit by jou deur kom aanklop en jou probeer verplig om terug te gaan na die Joodse goede toe, dat jy asseblief hierdie 2 goed net sal onthou. Onthou asseblief, dit was 'n tugmeester en dit was 'n skaduwee. Ek herinner jou, Galasiërs 3:24, die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof uit. Nou ek wil gou eers praat oor daai tweede deel, geregverdig word uit die geloof uit. Deurlopend sal Paulus die lesers van Galasiërs herinner daaraan, dat die wet, voor Moses, was dit Abraham. Nou hierdie is baie belangrik. Meeste van die tyd, wanneer mense jou wil vat na 'n plek toe, om terug te gaan, dan wil hulle teruggaan tot by Moses, maar hulle wil nie graag teruggaan tot by Abraham nie. As ons teruggaan, laat ons al die pad teruggaan. As ons teruggaan, gaan ons terug tot by Abraham. Abraham, 430 jaar voordat Moses die wet ontvang het, sluit God 'n verbond met Abraham, waar hy vir hom sê, uit geloof uit sal jy gered word. Lank voor die wet. En so Jesus kom bring nie 'n nuwe ding nie. Herhaaldelik sê Jesus, ek leer julle eintlik niks niets nie. Jesus kom bring herstel van hoe goed suppose was om te wees. Voordat daar al hierdie fitriasies en tierlantynkies en mensgemaakte oorleweringe en die persepsie dat ek 'n klomp reëls moet volg om God te beïndring, want miskien sal hy happy wees met my. Na 'n plek toe waar ek van binnekant af kan leef. Ek is wedergebore. Toe Nikodemus, 'n leraar, 'n fariseer, 'n geleerde in die woord, by Jesus kom, sê Jesus vir hom, onthou, jy moet gebore word uit water en uit gees. Waarop Nikodemus antwoord, jene man, ek kan nie terugklim in my ma nie. Waarop Jesus antwoord, hoe beongeluk verstaan jy dit nie? Kan jy dit nie sien nie, dat dit van die begin af so was nie? En waarom dan? Waarom het Jesus dan nie net op aarde verskyn, reg na Abraham, voor Moses nie? Dan sou ons mos net maklik sin gemaak het. Die Bybel sê vir ons het 'n tugmeester nodig gehad, en weer eens in ons tyd vandag, het ons nie meer regtig tugmeesters nie, so af en toe. Ons het kinderhuise, wat doen wat die tugmeester sou doen. Hier's wat die tugmeester sou doen.
Hy sou, as beide die ouers van 'n kind dood is, die kind inneem en na die kind kyk totdat die tyd reg is. Dis die belangrike deel om te verstaan. Hy moes die kind opvoed. Hy moes die kind maniere leer. Hy moes die kind wys wat is belangrik. Dis die rol van die tugmeester. Dit was die rol van die wet. Die wet is nie belangrik nie. Kan jy dink, as 5-6-jarige gaan bly jy by iemand? Hulle doen moeite en leer jou, en nou gaan jy graad 12 vir die huis uit, ek hoop, jy weet, na graad 12, jy gaan doen jou eie ding. Sal jy dan minagting hê vir die persoon wat na jou gekyk het? Nee, met respek. Ons praat nie af op die wet nie. Ons maak nie asof die wet niks beteken nie. Ons verstaan net wat was die rol en die funksie van die wet. En wanneer ek dan nou groot is en vir myself kan sorg en uitgenooi word na 'n lewe toe, hardloop ek nie kort terug na die tugmeester toe en sê, mag ek nou so en hoe moet ek nou so maak nie, want ek is nou 'n kind van God. Die volheid van tyd het gekom. Die rol van die wet was 'n tugmeester. Maar hierdie is die belangrike deel en is die punchline van vanoggend. Nie alleen sê die Bybel vir ons was die wet 'n tugmeester nie, maar hierdie is baie belangrik. Die Bybel sê ook die wet is 'n skaduwee. Hy sê in Kolossense 2 so, hy sê laat niemand van julle dan oordeel in spys of in drank met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan of 'n Sabbat nie. Okay, ek hoop daai is gesettel in jou hart vir ewig. Laat niemand julle dan oordeel in wat julle eet of drink, of met betrekking tot 'n fees, of 'n nuwe maan, of 'n Sabbat nie. Daardie seisoen, die tugmeester, het sy rol vertolk, dit is verby. Maar meer as dit, wat 'n skaduwee is van wat? Van die toekomstige dinge. Maar die liggaam behoort aan Christus, wat my verwys na die besnydenis. Dit was 'n skaduwee van dit wat op pad is. Jy sien, een van die 7 feeste is ook Pinksterfees. 'n Verwagting dat God sy Heilige Gees sal uitstort. Het God al sy Gees uitgestort? Ja, ja. Die fees is vervul. Daar is vir my geen sin daarin om dit verder te vier op die oudtydse manier nie. Ek vier nou die feit dat ek die Heilige Gees ontvang het. Julle is met my. Ek wil hê jy moet jouself net vir 'n oomblik indink in hierdie situasie. Gestel jy wil graag 'n intieme gesprek met iemand hê. Kom ons gebruik jou voorbeeld, jy en jou vrou. Jy wil baie graag 'n intieme gesprek hê. Jy wil haar graag reguit in die oë kyk. Jy wil graag met haar praat. Maar sy is so behep met jou skaduwee dat sy jou nie in die oë kan kyk nie. Imagine vir 'n oomblik hoe ongemaklik gaan die gesprek wees as sy jou vertel, jy's jy die wonderlikste skaduwee. Kyk hoe vertel hierdie skaduwee van hierdie ou wat sy amazing hare en sy steek net Johan wat sy biceps en sy skaduwee sal wys. Dis nie die res van ons, maar Kerk, ek en jy het die voorreg om hom van aangesig tot aangesig te geniet deur die krag van sy Heilige Gees. Ek en jy het die voorreg om saam met hom in verhouding te wandel. Ek smeek by jou, ek pleit by jou, moenie teruggaan na die goed wat eintlik van hom vertel terwyl jy die geleentheid het om self met hom te praat nie. Dis die wonderlikste voorreg om in hierdie tyd te leef. Mag ek en jy verstaan dat die wet was 'n tugmeester, 'n bittergoeie tugmeester waarvoor ons altyd respek sal hê. Maar ons verstaan sy plek.
'n skaduwee van die dinge wat sou kom en nie die waarheid nie. Romeine 7:4 So my broers, is julle dan ten opsigte van die wet dood. Deur die liggaam van Christus, toe Jesus sterf op die kruis, dis ek en jy dood vir die wet, om aan 'n ander te behoort. Dit is die wet van Christus, naamlik aan hom wat uit die dode uit opgestaan het, sodat ons tot eer van God vrug kan dra. Ons het geskuif van 'n plek van reël onderhouding na 'n plek van vrug dra. 'n Vrug kom as gevolg van iets wat eers gebeur het. Ek is wedergebore. Daarom kan ek in oorwinning leef. Ek kry my temperament by wie Jesus is, nie by wat ek moet en nie moet doen nie. Ek maak my besluite op grond van wie Jesus is, nie op grond van 'n reëlboek nie. Iets skuif hier binne in jou. As iets wat gebeur, wanneer ek en jy snap, ons leef nou uit 'n ander plek uit. Wil jy graag hierdie wêreld oorwin? Wil jy ophou dat bekommernisse jou word wedergebore? Ek kan dit ten sterkste aanbeveel. Wil jy ophou toelaat dat die omstandighede van die werk jou druk na plekke toe waar jy nie wil wees nie? Wedergeboorte. Wedergeboorte, ek leef nou van binne af buite toe. Iets het gebeur. Die wêreld het nie meer vat aan my nie. Wil jy verslawing oorwin? Hier is my voorstel vir jou. Waaragtige wedergeboorte. Leef uit die krag van God wat in jou is. En kyk of kan jy nie oorwin nie. Hou op om vir jouself te sê, ek moet en ek sal en ek moet en ek sal. Jy maak jouself moeg. Leef hier, van hier af. Dis 'n ander manier van leef. Dis om te leef uit die wet van Christus uit. Ek wil weer vra, want dit is vir my belangrik, dat jy sonder vrae sal huis toe gaan. Is daar dalk iets wat ek gesê het, of wat jy al gelees het, of wat iemand jou gevra het, rondom dit waaroor jy dalk onseker is, wat ek dalk op 'n manier vir jou kan probeer beantwoord? Is daar enige vrae? Is julle okay? Sal jy asseblief hierdie skuld vashou? Asseblief. Ek vra jou baie mooi. Die liggaam het jou nodig. Die liggaam het die gawes wat in jou is nodig. Moenie toelaat dat hierdie leerstelling jou isoleer en jou eenkant sit en maak dat die liggaam swaar kry nie. Kom ons bid net saam. En Vader, ons kan nie anderster vanoggend as om net opnuut te sê dankie vir die kruis. Dankie dat ons nou aan U kan behoort. Vir die voorreg wat ons het, Here, om U van aangesig tot aangesig kan aanbid deur die kruis. Dankie dat ons kan staan onder die bloed van die kruis. Dankie dat die offer reeds betaal is. Dankie dat ons vrylik kan ontvang uit U hand uit. Here, ek wil bid dat U ons asseblief as gemeente sal oppas en beskerm. Bewaar ons harte. Mag ons behoue bly om eendag te kan ontvang uit U hand uit die loon wat daar ook vir ons in die hemel is. Ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen.